ons sluit die oë en dan open ons met gebed. My koning, ongelooflik dankie vir die voorreg om in die huis te kan wees. Dankie Here dat ons kan lag, dankie dat ons onsself kan wees, dankie dat ons, Here as ek dink aan verlede week se diens, dat ons net daar kan wees vir mekaar, dat ons mekaar kan bedien, kan troos, kan bemoedig, my koning. Here, en soms, soos wat ons in hierdie week ook gehoor het, by die een plek wat iemand gesê het, partykeer het jy nie 'n preek nodig nie, partykeer het jy net 'n drukkie nodig. En Here, dankie dat ons as 'n gesin, as 'n familie hier in Kairos ook kan sê, dat ons partykeer net mekaar se drukkies nodig het, en dat ons partykeer daardie drukkie vir ons so baie beteken. So dankie dat ons 'n familie het, dankie dat dit nie net vreemdelinge is wat by mekaar kom nie, maar dat ons regtig mekaar se laste dra, daar is vir mekaar, saam lag, saam huil en everything in between, my koning. Dankie dat U elkeen van ons gedra het in hierdie week. Dankie Here dat U getrou was, dat U oor en oor getrou was. Maak nie saak wat die omstandighede was nie. Dankie dat U net kon bewys het weer eens wie en wat U is en hoe groot U is en hoe goed U is, Here. En dankie my koning dat ons ook net hierdie diens by U voete kan neerlê. Weer eens kan sê, just come and have your way. Kom doen wat U wil, kom praat met ons, kom werk in ons, kom doen in ons en met ons presies wat U vanoggend wil en wat U reeds van voor die begin van tyd af bestem het om vandag met ons te doen. So dankie daarvoor, dankie dat U by ons stil staan, dankie dat ons kan getuig daarvan, soos wat U woord sê, that when we draw near to you, you really do draw near to us as well, Here, en mag dit altyd net ons grootste begeerte wees, to continue to draw near to you, and draw near, en selfs al doen ons dit elke dag, nog steeds te begeer om nog nader en nog nader en nog nader aan U te trek. So dankie daarvoor, Here, ek bid dit alles in Jesus naam, amen. Ok, ek gaan vir ons open vanoggend, gaan ons nie sing nie. Ek wil vir julle graag 'n kort stukkie lees, 'n Bybelversie. Ek het hom in die week ook op my status geshare. Ons het hierdie week ons jaarlikse pastore retreat gehad en ek het in die bidkamer toe sê ek ook vir hulle, dis so amazing hoe die Here net die hele tyd bevestig wat hy doen. Julle weet verlede week het ons diens gehad en ons het daai God of Miracles gesing, en toe het ons daaroor gepraat van sometimes we get the miracle and sometimes we don't get the miracle, maar God bly nog steeds the miracle worker, even if we don't get the miracle, it's still who He is, en dat hy getrou is in sy natuur. En ek wil regtig vir julle sê dat al letterlik soos in so vroeg, so Sondag aand al, het ek begin getuienisse kry. Maandag het daar getuienisse deurgekom, Dinsdag het daar getuienisse deurgekom, en soos vir die Here toelaat, julle weet in dankseggingsdiens, dan gee ons ook geleentheid vir getuienisse, en ek weet en ek vertrou die Here dat daar nog goed gaan gebeur, voordat ons die laaste naweek in November gaan getuig van sy goedheid. Ja, ek gaan vir Tannie roep, ek wil op Tannie pik. So ek gaan nou vir Tannie Lisha vorentoe roep, maar daar het net al reeds van Sondag aand af soveel getuienisse gekom, dat ek al Sondag aand gesê het, Jesus Here, U is so getrou. Hoe kan ons twyfel en tog twyfel ons so maklik? Nee, ons sukkel daarmee, en maandagoggend al, toe ons stilte tyd gehad het, toe het die Here vir my skrif gegee, en ek gaan dit nou vir julle lees, voordat ons begin stilte tyd ingaan, maar toe ons sessie open maandag, toe sing hulle ook Miracle Worker, Light in the Darkness, My God, that is who you are, nee, julle ken nou liedjie, toe is dit die eerste liedjie waarmee ons open, en toe dink ek net, Jesus, hier is weer bevestiging, kyk hoe bevestig die Here net Dinsdag weer eens, so ek is in my hart so dankbaar, en ek het eintlik so gegiggel, want selfs by myself, toe ek gedink het aan hoe dit was Sondag se diens, en almal van ons het iets waarvoor ons uitgekom het. As jy gesê het, well, I need a miracle, en dis waarvoor ek uitkom, en selfs al het ons sê, maar dit is nie nou 'n pinkie draai ding van jy gaan jou wonderwerk kry nie, hierdie is van I have to declare that I trust you, even if I get it and even if I don't. En toe dink ek, soveel van ons het met 'n sekere idee uitgekom, en toe in hierdie week, toe gebeur daar wonderwerke, maar nie noodwendig die wonderwerke waarvoor ons uitgekom het nie. Goed wat ons eers aan gedink het nie, goed wat ons nie eers verwag het nie, wat die Here net kom wys het hoe getrou hy was, en ek gaan dan vir Tannie Lisha vra, om vir my sommer vorentoe te kom, en te kom sê wat by hulle gebeur het, in hierdie week, presies iets wat, that was not what they expected, but God already created the miracle and He just put them in it. En dit het aangesluit by Sondag aand, want Sondag aand in Genesis het ons gekyk na die feit dat die tuin van Eden geskep was, voordat God die mens in die tuin van Eden gesit het. En wat ons gesê het, is dat God berei die omstandighede voor, hy maak alles reg, en dan gaan sit hy ons in dit, en ons dink partykeer hy word onkant gevang.
En dit wat gebeur het en soveel ander is net weer eens bevestiging of how he goes before us. And he prepares the place and he's working where we can't see it and then he comes and he brings us into it. We just have to trust him. So ek gaan vir Tannie Frank te share. Jy het nie die video klip nie. Nee, toe maar. Ons is hier naby die kerk en maandag natuurlik julle weet hoe die wind was. Jy sien dit was 'n bietjie van 'n rowwe wind. En dit was omtrent so 10 o'clock, op ons 10 se kant. Ek was net besig om my skoon te maak en ek sit en ek kan deur die een ruit van ons kamer sien. En ons het 'n man gehad in die tuin wat besig was om die tuin skoon te maak en ek hoor net 'n very loud whoosh. Maar en ek dink, okay, wat nou? En ek kyk so deur die venster uit en ek sien die hele venster is gedek met blare, takke. Toe dink ek, ag nee, die man het nou, ons het 'n massiewe boom in ons tuin, very big 45-year-old tree, a birch tree. En ek dink, ag nee, hy het nou weer iets gaan afkap. En ek hardloop tussen uit en ek kyk, maar ek sê, my dear Lord, dis die hele boom wat afgeval het. Hy was omgewaai. En ons het nie 'n groot tuin voor nie, maar ek sê vir jou, dis die Here. Al was dit so 'n insignificant ding. Hy het daai boom so laat val in 'n hoekie waar daar 'n klein stoepie is. Hy het so perfek gepas. Niks, hy kon die hele hy se dak gebreek het want dit is reg langs die slaapkamer. Hy het so perfek geval at an angle. En ek staan nie daar en ek sê, my Lord, wat nou? En die man wat in die tuin gewerk het onder die boom gestaan. En hy het gesikkel met die tou vir die weed eater en hy het net weggeloop, toe kom daai boom af. That's another miracle. He could have killed the man. Want het was 'n groot boom. En ek staan daar en ek vat toe gou 'n video en ek sê, Lord, this is amazing. En ons het Etienne gehad wat ons kom help het om die boom af te sny. Hy het 4,5 ure gevat, want dit is 'n groot boom. En toe ons nou alles verwyder, just a tip of a gutter, so klein dent, net om te wys, I protected you. Want die takke kon nie ruit gebreek het, niks, daar was niks skade nie, niks nie, nie eers ons stoepie, niks nie. I mean, it's amazing how God, even insignificant things that can cause so much damage. En ons, ag, you know, it just happened. Nee, die Here het daai boom so geskuif net daar. En ek sê vir jou, I can't stop talking about how the Lord protects you. So don't take it for granted. Moet dit nooit sê, ag, you know, it was just a fate, or it was just a fluke. Is nie. Die Here weet presies elke stappie wat jy vat. Al is dit nie iets waarvoor jy eers aan gedink het of gevra het of gebid het nie. Hy weet alles, to detail. And he wants you to trust him in everything. Forget tomorrow, yesterday, and forget about tomorrow. Everything you do today, he will take care of it. Thank you. Ek het in die bidkamer het ek vir hulle gewys, die huis is hier en die boom het so gegaan. Want ek het nie die video gehad om vir hulle te wys nie. Hy kon boep gegaan het, maar hy het so langsom gegaan. Dit wys net die Here, they didn't expect a miracle and they got two, nee? Want daai boom kon bo op daai man geval het en hy kon dood gewees het. En die Here het even, Tannie Lisha is 'n tuinwerker, wat nie eers in Kairos is nie. He protected him. En ek glo, dit is deel van wat die Here besig is om in Kairos te doen, want deel van Kairos se woord is, dat wat in hierdie huis gebeur sal strek na buite toe. En daai man het nie die vaagste benul van wat Sondag in hierdie kerk gebeur het nie, and yet the Lord protected him, simply because he was in the house of someone who is in this house, and he's busy moving in this house. So die Here is goed en die Here is getrou, en daarom het ek gedink vanoggend as ons stilte tyd doen, wil ek jou uitnooi, om vir 'n oomblik te gaan dink aan al die wonderwerke wat actually hierdie week gebeur het. Nee? Ek kan jou uitnooi en sê, kom sê vir my wat het al verkeerd geloop hierdie week. En ons almal kan 'n hele lang lysie ook bring, nee? Maar ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik, ons gaan net vir 'n kort rukkie stilte tyd hou, net te dink, what miracles did the Lord already do for me? En net genuine vir hom dankie te sê. En dan saam met dit wil ek jou uitnooi, die een psalm wat ek gelees het, maandagoggend,
was Psalm 42 spesifiek in die Passion Translation. En hy sê dan, ek gaan nou spesifiek gaan op vers 3 toe, want dit sluit vir my so mooi aan by wat verlede week gebeur het, wat ons sê dat sometimes you don't get what you're praying for, but are you still going to trust him? Want in vers 3 dan sê hy praat met God en dan sê hy, day and night, my tears keep falling and my heart keeps crying for your help, while my enemies mock me over and over saying, but where is this God of yours and why doesn't he help you? En ek dink almal van ons was al in so 'n situasie wat ons soos jy voel net niks wil werk nie en alles loop verkeerd of jy wag al so lank vir iets en ander mense soos maar waar is hierdie God van jou? Hoekom doen hy nie iets omtrent jou? Dalk het jy al gevra, maar Here, waar is u? Hoekom doen u nie iets omtrent hierdie ding nie? Nee, miskien het jy dit al gevra en dan dit is vir my die verskriklike mooi ding en dis die tweede deel van wat ek jou wil uitneem in die stilte tyd te doen. Is vers 4 wat sê, so I speak over my heartbroken soul. I speak over my heartbroken soul. Dit is siel, ek weet hierdie goed is reël. Ja, ek sê nie moet dit deny nie. Ja, ek sê nie moet dit een kant toe stoot nie, maar ek gaan lewe oor jou spreek, nê? I'm going to speak the name of Jesus because his name is power and his name is life. So ek gaan dit oor hierdie ding spreek al is dit wat die realiteit is. I speak over my heartbroken soul. Take courage, sê hy vir sy siel. Remember when you used to be right out front, leading the procession of praise when the great crowd of worshippers gathered to go into the presence of the Lord. You shouted with joy as the sound of passionate celebration filled the air and the joyous multitude of lovers honored the feast of the Lord. So then, my soul, why would you be depressed? Why would you sink into despair? Just keep hoping and waiting on God, your Savior, for no matter what, I will still sing with praise, for you are my saving grace. I will still sing with praise. Ja, daar was eens op 'n tyd daarvoor en ek het die hardste gesing, maar nou voel dit of ek glad nie wil sing nie, maar ek gaan onthou wat het hy vir my gedoen en hy is nog steeds my reddende genade en I will still sing his praise. En dan sê dit verder in vers 6, dan sê dit, here I am depressed and downcast, yet I will still remember you as I ponder the place where your glory streams down from the mighty mountain tops, lofty and majestic, the mountains of your awesome presence. My deep need calls out to the deep kindness of your love, and your waterfall of weeping sent waves of sorrow over my soul, carrying me away, cascading over me like a thundering cataract. All through the day, Yahweh has commanded his endless love to pour over me. Through the night, I sing his songs and my praises to the living God, and I will say to God, you are my mountain of strength. How could you forget me? Why must I suffer this vile oppression of my enemies, those heartless tormentors who are out to kill me? Their wounding words pierce my heart over and over while they say, where is this God of yours? So again I say to my soul, don't be discouraged, don't be disturbed, for I know my God will break through for me. And then I'll have plenty of reasons to praise him all over again. Hoe mooi is dit nie, nee? En sien julle hierdie worstelstryd van, Jesus Here, dit voel of alles my oorweldig, maar ek sal u prys. Jesus, dit voel of alles, ek kan nie die trane inhou nie, dis 'n tranedal, but I will sing your praise. Jesus, hierdie mense kry vir my onder, maar ek weet daar gaan 'n dag kom en I'll sing your praises again, because I'll have plenty of reason to do so. So ek wil jou uitnooi as ons in stilte tyd gaan. Remember what he did for you. Dink terug aan hierdie week. Insignificant wonderwerkies. Amanda het ook getuig van hoe die Here haar gered het van wat sy in 'n ongeluk kon gewees het. Ek sla nie roep vorentoe nie want ek dink sy gaan in die aarde insak as ek vir haar die mikrofoon gee. Maar dis soos wat Tannie Lisha sê, sometimes it's the insignificant things that's actually big things. So ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik net vir die Here dankie te sê. Net te sê, Here, ek weet dis waar ek myself bevind, but I know I will praise you again and speak to your soul. Terwyl ons stilte tyd het. Kan ek jou vra om dit te doen? Okay. Jy is welkom om te staan as jy wil, jy is welkom om te sit, jy is welkom om uit te kom na die middel toe, maar jy kan net jou oë toemaak, diep asem vat, afsluit van alles om jou, en vir 'n 5 of 'n 10 minute gaan ons net in stilte tyd verkeer.
Dankie my koning, dat U is wie U sê U is. Dat wie U is nie afhang van hoe ons voel of hoe dit om ons lyk nie, maar dat U altyd eg is aan U self. En ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek gaan vir ons oorgaan in die boodskap in. As jy wil bene rek en arms wil skud, dan is jy welkom. So, ons begin vanoggend met ons nuwe reeks wat gaan oor wees die sout. Ek het verlede week het ek vir julle 'n liedjie gespeel, toe ons gedink het ons gaan met die reeks begin. Toe het ek vir julle die liedjie gespeel wat sê wees ek, maar dan saam met dit hier is ek. Here stuur my, laat ek doen wat U vir my gesê het om te doen. Ek is nie net gered nie, maar ek is geroep ook om 'n verskil te gaan maak, om iets te doen. En ek dink baie van julle ken ook Casting Crowns se liedjie, hulle het 'n liedjie wat sê if we are the body, why aren't His hands healing, why aren't His feet moving, daai tipe van ding. En ek dink dit is die journey waarop die Here al die hele laaste rukkie met ons is soos om uit te kom by daai plek wat ons besef soos maar ons is die liggaam van Christus. Ons moet doen wat as Christus vandag op hierdie aarde was, wat sou hy gedoen het? En hoekom doen ons dit dan nie as ons sy liggaam is nie? Nee, en ons moet in dit inklim en ons moet in daai realiteit begin leef, want anders wat help dit ons is hier. So om so 'n bietjie te recap, om ons beerings bymekaar te kry, om ons eentjies in 'n ry te kry, om te sien wat was die journey wat die Here nou met ons gevat het hierdie laaste jaar. Het ek so 'n bietjie van 'n opsomming waar ons in Januarie begin het met ons reeks oor die tabernakel. Onthou julle, ons het stil gestaan by elke deel van die tabernakel en wat ons het wat al die simboliek van die tabernakel is. En ons het spesifiek ontdek juist daar dat ek en jy wat die Nuwe Testament sê tempels van die Heilige Gees is, nes die tabernakel in die wildernis God se heerlikheid en sy gemanifesteerde teenwoordigheid uitgeskyn het, behoort ek en jy dan as ons sê, maar ons is tempels van die Heilige Gees, God woon in my en hy leef deur my, behoort my en jou lewe ook soos 'n tabernakel in die wildernis van die wêreld te wees. Ons behoort ook, net soos wat sy heerlikheid daar gerus het, en jy hierdie definitiewe onderskeid gehad het tussen die wildernis en hier's die heerlikheid in die huis van die Here, behoort ek en jy net so definitiewe onderskeid in die wêreld te hê van, maar hier's die wildernis, hier's die gemors wat in die wêreld aangaan, maar hier beweeg ons en hier vat ons die heerlikheid van God uit na die wêreld toe en ons moet dit daarin dra. En ons het gesê dat ons 'n ware tabernakel moet wees, waar alles in ons lewens, of dit fisies of geestelik of emosioneel is, moet getuig van sy teenwoordigheid, moet getuig van sy karakter, moet getuig van sy waarheid, moet getuig van wie hy is, sodat ons juis 'n baken van hoop sal wees, 'n sigbare, 'n tasbare, 'n aktiewe, 'n regte, egte verteenwoordiger van God op aarde sal wees. Ek weet van iemand wat al in die verlede gesê het, en ek het dit gehoor in 'n preek wat iemand aan haar verwys het, wat hulle gesê het, maar as dit is hoe God se mense is, dan wil ek nie julle God dien nie. Nee, het jy dit al gehoor? Hoeveel keer lees jy op 'n Facebook comment wat mense sal sê, o ja, kyk nou weer hierdie Christene, as dit is hoe Christen is, dan wil ek niks met Christus te doen hê nie. En dit is ongelukkig die harde realiteit. Ek dink ons het al meer as een keer daarby stilgestaan, dat die meerderheid van mense wat hulle self Christene noem, we don't live up to what it actually means. Nee, dit het 'n maklike titel begin raak, in plaas van dat dit 'n leefstyl en 'n manier, 'n ingesteldheid is. So ons behoort 'n regte, egte verteenwoordiger van God op aarde te wees, 'n verteenwoordiger wat volgens sy woord leef en nie net nitpick watter dele van sy woord ons wil gebruik nie. If we do this thing, it's an all or nothing ding, nee, van ek gaan nou vir U leef, ek gaan nie pick and choose en net 'n halwe verteenwoordiger wees nie. En wat ons gesê het is, just like people couldn't deny that the presence of the Lord was in the tabernacle, they are not supposed to be able to deny that His presence, and especially His manifested presence, is on the inside of you. Nee, daai mense het gestap en die wolkkolom of die vuurkolom was daar gewees. They knew His presence was there. Daar was nie 'n vraag gewees oor dit nie. Enige iemand wat ergens in daai wildernis verby hulle getravel het, hulle het dit gesien en they knew, but this is where the presence of the Lord is. En dan is die vraag partykeer vir my en jou, as ek en jy by die werkplek instap, of ons werk daar by die familiekuier in, of ons stap by die skool in, of waar ook al, can people deny the fact that His presence is in you? Of moet hulle
is dit soos, nee, ek sien nie hom nie, of ek weet nie, ja, vandag lyk dit so, nee, vandag lyk dit, of is dit 100% oortuiging van, as hierdie man of hierdie vrou by die deur instap, then you sense the presence of the Lord stepping into this place with them. En dis waar ek en jy behoort uit te kom. En as ons daarna kyk, dan besef ons dat ons eintlik al van Januarie afgesien het, wat ek keer op keer gesê het in die kerk, en wat ek van hier af vorentoe nog keer op keer gaan sê, totdat ons dit doen, en vir solank as wat die kerk hier is, en vir solank as wat die kerk groei, en wat daar nuwe mense kom, dat ons het 'n voorreg en 'n verantwoordelikheid. Ons het nie net 'n voorreg nie, ons het 'n verantwoordelikheid ook, en vir te lank fokus ons op die voorregdeel, die perks daarvan, om 'n kind van die Here te wees, en te min op die verantwoordelikheid daarvan, om 'n kind van die Here te wees. En die voorreg is om actually in hom te kan leef, die voorreg is om verhouding met hom te kan geniet, die voorreg is to actually be in right standing with him, nie die ewige lewe nie, dit is 'n bonus, dis 'n byvoordeel. Die voorreg is, ek kan actually met God, kan ek in verhouding staan, want as dit nie vir Jesus was nie, kon ek nie in verhouding met God gestaan het nie. En nou, omdat ek in verhouding staan, yes, then I get eternal life. Nee, dis deel van my voordele. Maar vir te lank is die fokus net op, wil jy vir ewig lewe? Of jy gaan hel toe, of jy gaan hemel toe, waartoe wil jy gaan? En dan dink ons, yes, okay, ek gaan hemel toe, okay, maar wat van actually die verhouding deel? Wat van in verhouding staan met hom, en as gevolg daarvan my verantwoordelikheid uitleef. So die voorreg is to be in right standing with him. There's actually reconciliation tussen my en God. I am a citizen of the kingdom, as gevolg van wat Jesus gedoen het, maar nou, omdat ek 'n citizen of the kingdom is, nou het ek 'n verantwoordelikheid ten opsigte van die kingdom. Ek gaan sit nou nie net agteroor en wag om eendag hemel toe te gaan nie. Ek het nou verantwoordelikheid om by te dra tot hierdie koninkryk. En ons het gesê dat hierdie living of a kingdom life nie net perks and privileges is nie, but about building his kingdom, building for his kingdom, taking his glory into the earth, and actually building it according to his will, and according to his character, and according to his desires, want ons ook baie mense, en die Here moet ons bewaar, en die Here moet ons as Kairos ook help, dat ons nooit sy koninkryk bou soos en hoe en wat ons hom wil hê nie. Dit moet wees soos wat hy wil hê, dit moet wees, anders is dit nie die moeite werd nie, want wat bou ons dan eintlik? Dan bou ons op sand. En ons moet bou vir wat hy wil hê ons moet bou, and we have to abide under, and we have to obey his kingdom order, we have to obey his government, ons moet submit aan wat hy doen, we have to follow where the Spirit leads us instinctively and naturally. Hierdie worstel wat ons het, ergens op 'n stadium moet dit op 'n punt kom wat ons nie meer sukkel. Onthou ek hierdie een week nou die dag het ek vir hulle die bottels gepak wat ek gesê het, maar hier is die gees en hier is die vlees en hier is die siel, en wat ek gesê dat ons sukkel, want ons sukkel om in die gees te opereer, en ergens moet ons deur die genade van die Here en die werking van die Heilige Gees hier binne in ons, en in ons afhanklikheid van hom, moet ons op 'n punt kom wat ons instinktief die gees doen en nie die vlees of die siel nie. En ja, ons gaan dit nooit 100% reg kry nie, want ons gaan nie eendag perfek wees. Die woord sê eers eendag wanneer ons in perfektheid voor hom staan. Ons gaan dan ons in hom. So dis nie 'n dryf van maar ek moet alles doen om perfek te probeer wees nie, want dan sit mense ook die pot mis, nê? Dis daai fyn balans, dis daai fyn fokus, dis daai fyn onderskeiding. Maar ons moet besef that somewhere we have to lean into the Holy Spirit more and more and more and more instinctively, meer as daai sukkel, né? En ek dink ons almal kan getuig van areas van ons lewens waar daar partykeer was waar dit sukkel was, en dan ewe skielik kom dit natuurlik. En dan sou dalk nou weer 'n ander area waar dit nou sukkel totdat dit natuurlik kom. Want dis deel van ons proses, dis deel van hoe ons spiritually mature, dis deel van hoe ons nader beweeg aan die Here en hoe ons dieper in sy hart kom. And it's about a walk with him where the spirit outweighs the flesh and the soul every single time. Dit is waar ons moet uitkom. Choosing his kingdom above the kingdom of this world. Your will as it is in heaven, let it be here on earth. Nee? Hoeveel keer wil ons wil op die Here afdwing en dan bid dat hy dit hier moet laat gebeur? Nee, ons gaan ons so verkeerde kant om. In plaas van ons sê nee, maar Here, u wil hier op aarde, soos wat dit in die hemele is. Nie hier op aarde soontoe nie. Hy moet in my wees, hy moet deur my wees elke oomblik van my lewe, en ons het juis om hierdie aspek te verstaan, hierdie onderskeiding te verstaan, om dit te bevestig, om te ontdek hoe om by daai punt uit te kom, het ons toe deur die verbonde gewerk. Onthou, ons het by al die verbonde stilgestaan, en toe het ons nou juist daarin ontdek dat hierdie voorreg en verantwoordelik ding al deur van die begin van die tyd af, daar in die tuin van Eden,
God se plan was dat ons beide die voorreg en die verantwoordelikheid moet geniet. Dit was nog nooit net 'n one-sided ding nie, dit was nog altyd verbond, dit was nog altyd verhouding, en meer as dit, dat hy dit juis vir ons moontlik gemaak het met die nuwe verbond. Dat hy juis die Heilige Gees wat in ons woon, juis deur sy genade wat krag is, ons actually in staat stel om te leef soos wat hy van ons verwag om te leef. Want weer eens, ons kan dit nie op ons eie doen nie. En vir solank as wat ons dit uit ons eie krag uitdoen, gaan ons faal. Ons gaan dit nie regkry in ons eie krag nie. En toe het ons so teen die einde van die verbonde reeks het ons gekyk na die verbond met Dawid en die verbond met Levi en die feit dat ons 'n kingdom of priests is en dat almal van ons geroep is om die rol van beide koning en priester te vervul. Onthou julle, ons het by dit stil gestaan en wat ons sê, you're supposed to be a priest and you're supposed to be a king in Christ. En dat dit beteken ek het sekere verantwoordelikhede, ek het 'n sekere rol, maar ook ek het sekere voorregte. Want om die koning van 'n koninkryk te wees, het jy voorregte, maar jy het baie verantwoordelikheid wat op jou skouers rus, nê? En jy het groot besluite wat jy moet neem. En dieselfde met die priester. Die priester se voorreg is ek kan ingaan tot in die allerheiligste, maar terselfdertyd is my verantwoordelikheid ek moet reg hoor van God sodat ek dit vir my mense kan gaan sê en dat ek hom reg kan gaan voorstel. So weer eens bevestiging van dit. En toe het ons ook gekyk na die soutverbond. So ek gaan later as ons nou in die sout inklim, gaan ek dan so 'n bietjie meer terugverwys na dit toe net kortliks. En van daar af het ons toe juis gesê, omdat al hierdie goed vir ons net moontlik is deur die nuwe verbond, wat beteken Heilige Gees woon in my, het ons gesê, kom ons gaan ontdek Heilige Gees. Want as Heilige Gees dit vir my moontlik maak, om in hierdie verbond te leef, om in die voorreg en verantwoordelikheid te leef, dan moet ek Heilige Gees se rol verstaan. Anders gaan ek dit nie reg kry nie. Want ons het gesê, die skrif sê, not by might nor by power, but by my spirit. So who is the Spirit of God? What does he do in my life? En die rede hoekom ons dit moes ontdek het, voordat ons by sout kon uitkom en voordat ons by heiligheid kon uitkom, voordat ons by hierdie kingship en priesthood en hierdie set apartness, die feit dat ons heilig moet wees omdat hy heilig is, die feit dat ons anders moet lyk en ruik en proe en praat en dink en doen en redeneer as die wêreld, dat ons skoon gewas is, maar moet sorg dat ons skoon bly. Ons het die laaste week het ons spesifiek gesê, jou klere is wit, maar jy moet jou klere wit hou. Onthou julle, ons het dit gesê, en die rede hoekom ons na hierdie goed gekyk het, was omdat ons geëindig het by heilige vrees, wat ons gesê het, maar dit is waaroor dit gaan, en ons moet dit ontdek, en ons moet dit verstaan, en ons moet in dit inklim, en Sarah van Vieren skryf in haar boek Shama, wat die Here aan haar openbaar, ten opsigte van die vrees van die Here, en hierdie hele sanctification proses, hierdie hele hou myself skoon, sorg dat jy in die weë van die Here bly, dan sê sy waar die Here vir haar neerskryf, it is your choice, Sarah. You can choose to be careless and have fun on the playground of life, or you can choose to give heed to my call and walk the road less traveled by. Dis jou keuse. Gaan dit nie op jou afdwing nie. Jy kan kies om te gaan speel. Jy kan kies om te gaan maak met jou lewe, want ag nee, daar's nog baie tyd, nê? You only live once. Jy kan kies om te gaan speel daar buite. Of jy kan kies to walk the road less traveled. En elke een het sekere perks. Want daar's perks daarvan om nou nie gebonde te wees aan 'n verbond nie, en daar's perks daarvan, jy kan leef soos wat jy wil, jy hoef nie te submit aan wat God sê nie. So ja, dis lekker, jy kan in jou vlees indulge, en jy kan jou siel indulge. Maar dan is daar sekere nagevolge ook, wat so saam met die verantwoordelikheid kom, wat baie swaar op jou skouers gaan rus, en gewoonlik gaan jy dit eers te laat uitvind, nê, wanneer dit te laat is om terug te draai. En terselfdertyd is daar dan aan God se kant, which kingdom do you serve? Because in either kingdom, there's going to be a perk and there's going to be a responsibility. En watter een se las is jy bereid om te dra? You have to choose, what are you going to do? En ons moes ontdek dat dit deur sy gees is, want anders as ons in dit ingeklim het, anders as ons gepraat het oor hierdie andersheid, anders as ons gepraat het oor set apartness, oor om sout te wees, oor om anders te leef, dan sou almal van ons mismoedig geword het, myself insluitend. En dit is maklik om mismoedig te word. Dis maklik, dis huidiglik is dit ons almal se natuurlike instinkt, dat as daar enigsins 'n boodskap geshare word, of gepreek word, of gesê word van, jy moet regmaak in jou lewe, hierdie ding is nie reg nie, kom reg, wees heilig, want God is heilig, hierdie ding is nie aanvaarbaar vir God nie, dan wat gebeur met almal van ons? Dit is nie lekker nie. En ons vat offense, en ons raak mismoedig, en ons dink, maar dan gaan ek nooit hierdie ding, what's the use of even trying? Want ek probeer, maar dis nie asof ek in elk geval enige plek kom nie. En dis juis hoekom ons die gees moes ontdek het. Dis juis hoekom ons moes ontdek het dat dit deur sy gees is, want anders sou ek en jy gedink het dat ons in elk geval maar moet opgee, of ons gaan probeer om godsdienstig te wees en dit in ons eie pogings te doen.
een van die twee kante van die muntstuk. Dis waar ons sou vasgeval het, of jy sou gesit het met hierdie verskriklike condemnation, waar die vyand vir jou sê, hoe erg jy sak as 'n Christen. Het die vyand dit al vir jou gesê? Jy kry net nie hierdie ding reg nie, jy kom net nie oor hierdie ding nie, hier sukkel jy alweer. En ek dink dis juist die probleem, ons was nooit veronderstel om dit uit onsself uit reg te kry nie. En ek het dit al gesê, ons moet leer hoe om dit deur die Gees te doen. Dis net 'n een keer se preek en magically het ek en jy soos 'n ligswitch aangesit en nou leef ons ewe skielik anderste nie en met 'n anderste ingesteldheid nie. Dis 'n leerproses, dis 'n groeiproses van doing it by the Spirit, choosing the Spirit and not the flesh and not the soul. Dis 'n groeiproses en as ons nie geleer het dat it is through His Spirit nie, as ons nie geleer het dat it's only possible by His Spirit and in His Spirit nie, dan sou ek en jy heeltemal nie kans gesien het vir wat voor lê nie. So ons moes dit ontdek het, living a kingdom life, a privilege made possible by the work of the Holy Spirit in me. Die feit dat ek tot wedergeboorte gekom het, die feit dat hy in my leef, die feit dat hy van my getuig dat ek 'n kind van God is, maar terselfdertyd 'n responsibility made possible once again by the work of the Holy Spirit in me through sanctification. Wat ek aan hom submit, wat ek hom die voorreg gee, wat hy my lei en ek yield die hele tyd aan hom toe. Maar dan weer eens die opdrag, we have to live a kingdom life. We have to live it. En hoekom recap ek dit? Sodat julle kan sien die journey wat die Here ons gevat het, sodat julle kan sien waar ons begin het en waar die Here gesê het, dis waarheen ek op pad is met julle, maar ek gaan julle op hierdie journey vat sodat julle verstaan hoekom ek op pad is hiernatoe met julle. Sodat julle verstaan uit Heilige Gees uit, ons kon dit omgeswaai het en eers sout gedoen het en dan Heilige Gees gedoen het. En as ek eerlik is met julle, toe ek my preekbeplanning gedoen het, was dit my gedagtegang gewees 'n paar maande terug, en Here het vir my gesê, nee, want dan gaan julle dit nie uit Heilige Gees uit doen nie. As jy vir die mense gaan leer wat dit beteken om sout te wees, gaan almal van julle probeer om dit uit julleself uit te doen. Julle moet weet, julle moet leer, julle moet besef, jy kan dit net deur Heilige Gees doen. So as jy dit nog nie besef het nie, dan wil ek hê jy moet 'n mental note maak om elke oggend as jy wakker word vir jouself te sê, Venita, remember, not by might nor by power, but by His Spirit. En dan moet jy dit 9 uur voor jou vergadering, as jy sukkel want daar het alweer iets skeef geloop, en jy moet dit weer vir jouself sê, dan sê dit weer vir jouself, want ons moet dit besef en ons moet dit ons realiteit maak, ons moet in dit inklim. So kom ons kyk na sout, want hierdie reeks wat ons gaan doen, hierdie wees die sout, is half die praktiese rede, is die praktiese manier van, okay, how do I do this kingdom living? Ek weet nou ek moet, ek weet nou dis vir my moontlik, ek verstaan dit nou, okay, maar hoe nou? Net iemand al ooit vir jou iets gesê en dan jy soos, okay, maar hoe doen ek dit? So dit help my nie regtig nie. So hierdie reeks is soos 'n praktiese, okay, dit is hoe ons dit doen. Gaan dit op jou tone trap? Most probably, dit gaan op my tone ook trap, so jy is in goeie geselskap of slegte geselskap, dit hang af wat jy van my geselskap dink, maar dit gaan op my tone ook trap, ons almal gaan aangespreek word, ons almal gaan met introspeksie doen om te sê, Here, hierdie ding is nie reg nie. En wat hier op my hart gelet is om dit in half soos dele te doen, wat ons dan sê, okay, vir 'n paar weke staan ons stil by hoe lyk 'n huwelik wat sout is, hoe lyk 'n verhouding met kinders wat sout is, hoe lyk finansies wat sout is, hoe lyk my verhouding, my geestelike dissiplines wat sout is, hoe lyk my praise and worship as dit regtig sout is. So ons gaan by 'n klomp sulke stukkies, party gaan 1 diens wees, party gaan ons al 2 of 3 dienste en om maar stil staan, want ons moet ontdek wat dit beteken, want hoe kan ons dit wees as ons nie weet hoe nie? Nee, so ons gaan 'n bietjie prakties by dit stil staan en what does it look like to actually walk this road less traveled by? Want as ek weet hoe dit moet lyk, dan kan ek sê, okay Here, ek weet nou die paadjie moet so lyk, maar ek loop so. So nou weet ek wat ek moet regstel om daar uit te kom, nee? So nou kan ek dit actually regstel, want ek het iets om dit aan te meet. Okay. So dis juist met die wonderlike wete weer eens, dat dit moontlik is van Heilige Gees. So ek wil gou weer na die Soutverbond toe gaan, vanoggend, baie kortliks, julle kan vra vir die notas ook, dan sal ons die Soutverbond notas vir julle stuur, maar dan vanoggend gaan ek praat oor spesifiek die verskillende verwysings ten opsigte van sout. En dan van volgende week af gaan ons inklim in ons eerste aspek en ons gaan in ons eerste aspekte gaan ons praat, basically kan jy maar sê oor die mond. Wat praat ek? Wat sing ek? Wat verklaar ek? Wat moet ek nie verklaar nie? Ek moet 'n wag vir my mond sit. Weet, byt op jou tong, né? Daai tipe van goed. So ons gaan so 'n bietjie kyk na die mond en spesifiek ook omdat dit dankseggingsmaand is, that people who have salt in their lives
give thanksgiving, en daarmee praat ek nou nie noodwendig van jou dankoffer of die kos of die wat ook al wat jy gee nie, ek praat van jou mond. We give thanks, soos vir daai sin gegee het, because I know you'll give me reason to rejoice again, because I know you will be faithful. So ek praat anders, ek declare anders, ek sê anders te dankie. So vanoggend gaan ons dan kyk na die Soutverbond, die koningskap, die priesterskap was beide saamgevat in die Soutverbond, want die verbond met Levi en die verbond met Dawid het ons gesê was die enigste twee verbonde van almal waarby ons stil gestaan het, wat met sout gesluit is, wat dis weer eens vir ons die belangrikheid van die koningskap en die priesterskap bevestig en beaam, wat sê maar dit is hoe dit is, en dat elke volgeling van Jesus moet daardie posisie beklee. Nie net sekeres nie net pastore en dominees nie, elke liewe persoon wat 'n ware volgeling van Jesus is, you're supposed to be a priest and a king, because it's a kingdom of priests. Dis wat God moontlik gemaak het deur die nuwe verbond. En as jy gaan lees, dan is daar skrif in die Nuwe Testament wat sê, signs and wonders will follow all those who follow me, all those who believe in Christ. Maar hoekom jaag ons dan net sekere predikers of mense, ja wat nee, as hulle vir jou bid, dan gaan daar 'n wonderwerk gebeur. Nee, onthou julle, ons het een diens gehad wat ek gesê het, gaan bid julle vir die mense, because you're a kingdom of priests. Nie, ek is nie spesiaal nie, ek het nie 'n highway to heaven nie, geen pastoor of prediker of dominee het 'n highway to heaven nie. Sorry as ek jou babbel bars of jy hang iemand so aan. Niemand van ons is meer spesiaal as julle nie. Ons het 'n ander verantwoordelikheid, waar julle in die marketplace werk ons in die kerk, maar ons is almal 'n kingdom of priests. So nie een van ons is belangriker as julle nie. Almal van ons is veronderstel dat as ons in ons daily living daar buite rondloop, signs and wonders are supposed to follow us. En ek kyk in 2 weke terug, voordat ons ons moes laasweek begin het, so dit was 2 weke terug, toe kyk ek 'n video, ek kan nie die ou se naam onthou nie, ek het hom op die leiersgroep deurgestuur, en as die Here so wil, sal ek dit met die groter groep ook share. Maar waarin die ou sê dat hy het gaan bedien. En toe kom daar iemand na hom toe en hy sê vir hulle, maar gaan, hier is die salfolie, ek salf jou af en ek sê vir jou gaan, want God het vir jou gesê om te gaan. Everyone, signs and wonders should follow everyone who believes. En wat die ou gesê, die volgende week toe hulle weer diens het, toe's die een ou in die tronk, en toe vra hy vir sy Palma, hoekom is jy in die tronk? Toe sê hy, because he just listened to you, he did what you told him to do. Want toe wat gebeur het, is die ou het vir iemand gaan bid, en die persoon het actually in die hospitaal vir iemand gaan bid, en waar hy die persoon toe moes, waar hy besig was om te resuscitate, toe kom die persoon uit die dood uit lewendig, toe sluit hulle hom in die tronk toe, vir ontwrigting van die vrede. En toe sê die ou wat die video maak, toe sê hy, well, let's start disturbing the peace then. Toe sê hy, if that's what's necessary, let's start disturbing the peace. Maar wat toe gebeur het, weer eens, want wat het ons geleer? Die Here berei die plek voordat jy soontoe gaan. Toe in die tronk het mense tot bekering gekom as gevolg van daai ou, en toe die volgende week weer by die dienste is, toe sê die ou vir hom, ek het nie gevoel om jou te gaan uitbuil nie, en toe sê hy, nee, maar jy moes my nie uitgebuil het nie, want die aand voordat hulle my laat gaan het, sonder enige buil, het ek meer as een persoon tot bekering gelei. That's what kingdom living is about. Verstaan? We have to walk, it's supposed to follow us. En totdat ons hier daai mindshift maak, van dis nie net sekere mense, wat signs and wonders moet volg nie. Dis nie net sekere mense wat hierdie voorreg en verantwoordelikheid het nie. Dis nie net my werk of Dr. Henry Weideman wat die president van die AGS is se werk om die koninkryk te bou nie. As jy sê jy's 'n volgeling van Jesus en jy sit in 'n stoel, dan sit jou werk ook. Sorry vir jou. Dit is jou werk, dit is jou verantwoordelikheid, dis hoekom ons hier is, to take his glory into the earth, to take his manifested glory into the earth, and to subdue the earth, om actually te gaan doen wat Jesus vir ons gesê het om te doen. Die groot opdrag. Wat is die groot opdrag? Ons het verlede week mense gedoop. Wat is die groot opdrag? Gaan en maak disippels van die nasies en doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle geleer het. Dit was nie net vir die 12 disippels vir wie hy dit gesê het nie. Dit was vir al sy disippels wat hy dit gesê het. Wat beteken as jy disipel van Jesus? Leef jy vir Jesus, volg jy Jesus? Dan is die groot opdrag vir jou ook. Jy moet ook mense gaan vertel van hom. Jy moet ook vir mense gaan sê, dis wie Jesus is. So, ons moet besef, dit is vir almal van ons, dit is nie net versekeres van ons nie, en jy gaan nie in jou verantwoordelikheid leef, totdat jy nie daai mindshift gemaak het nie. Totdat jy nie besef het, maar ek is actually belangrik in die koninkryk van God nie, ek het actually iets om by te dra, en nie net om te kan bydra nie, om te moet bydra. I'm supposed to do it. So, miskien buiten vir die feit van Heilige Gees stel my in staat,
is dalk deel van die ding wat jy vir jouself moet sê, onthou Venita, jy is 'n disipel en as jy 'n disipel is, beteken dit jy volg en jy maak nog disipels. Certain signs and wonders, sekere vrug moet jou volg, want dis wat dit beteken om 'n disipel van Jesus te wees. So dis dalk die tweede ding wat jy vir jouself moet gaan uitmaak in jou binneste. En die een kern van die soutverbond was die feit that entering into a covenant of salt means binding oneself to another, in hierdie geval met God, in the utmost loyalty and faithfulness, even suffering death rather than breaking the covenant. Ek sal eerder doodgaan as wat ek my verbond met U breek. En ons het gesien dat daar 'n groot aspek was van vertrou hom en vertrou op hom. Onthou julle die sticky notes? Het jy nog jou sticky note? Het jy al 'n paar ekstra sticky notes geskryf? Want ons het gesien, that's what the covenant is about. Trusting him in the process, trusting him in this journey, maar dan ook daardie persoonlike heiligheid, daai uiterlike leefstyl, dit wat mense sien, wat moet ooreenstem met dit wat hier in my binneste aangaan. Mense moet sien ek vertrou hom, nie net omdat ek dit sê nie, maar omdat ek actually so leef, nê? Omdat Heilige Gees my in staat stel. So dan is ek en jy gaan kyk na die hoofverwysing ten opsigte van sout en wees die sout. Nou ons het 3 skrifgedeeltes, Matteus 5 vers 13, Markus 9 vers 50 en Lukas 14 vers 34. So ek gaan hulle almal vir julle lees en dit sal ook op die bord wees. Matteus 5 vers 13 sê in die Afrikaans 20 vertaling: Julle is die sout vir die aarde, maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deug vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur die mense vertrap kan word. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, julle is die sout wat die aarde 'n beter plek moet maak. Die boodskap sê, julle is sout wat smaak moet gee aan hierdie smaaklose wêreld waarin almal in sonde leef. As julle dit nie doen nie, ouch, beteken julle net mooi niks vir God nie. Ouch. Nee, dis nie so lekker nie, ek kon maar daai vertaling uitgelos het, nee. As jy nie so sout leef nie, beteken jy niks nie, want hy kan jou net sowel op die ashoop gooi. Want dis hoekom jy hier is, om sout te wees. As jy nie sout is nie, what's the use? Die Message vertaling sê, let me tell you why you are here. You are here to be salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? Mooi is dit, né? Bring out the God flavors of the earth. Okay. Volgende een is Markus 9 vers 50 tot 51, die Afrikaans 20. Hy sê, sout is goed, maar as sout smaakloos geword het, waarmee sal julle dit weer smaak gee? Julle moet sout in julleself hê en in vrede met mekaar leef. Okay? Lukas 14 vers 34 tot 35, die Afrikaans 20. Sout is goed, maar as sout sy smaak verloor, waarmee sal dit weer smaaklik gemaak word? Dit is nie eers geskik vir die grond of vir die mishoop nie, hulle gooi dit buitekant weg, sodat die wat oor het om te hoor, luister. So daar is ons 3 skrifgedeeltes in terme van wees die sout. Soos ons nou elkeen van hierdie 3 skrifgedeeltes kyk, en julle weet, soos wat ons altyd sê, jy kyk binne konteks, want jy kan hom nie net so uithaal en daar hardloop jy met dit nie, dan sien ons 'n paar gedrag. In die eerste plek, as ons na Matteus se weergawe kyk, dan praat Matteus van julle is die sout van die aarde. Direk voor dit, in vers 1 tot 12, kry ons die baie bekende Beatitudes, of die saligsprekende, né? Salig is hulle wat gebroken is van hart. Salig is hulle, die Beatitudes, blessed are they who. So, as jy daarna kyk, voordat ons in julle is die sout van die aarde, reg voor dit, is dit die Sermon on the Mount, wat Jesus die saligspreking gee, dan kry ons die vers 13, wat sê julle is die sout van die aarde, dan in vers 14, direk daarna, in dieselfde paragraafie staan daar, julle is die lig van die wêreld, die engel sê, let your light shine so before men, that God will be glorified. So as ek en jy na die konteks kyk, en ons kyk na wat hier gebeur, dan sien ons die saligsprekinge is juist die eienskappe van ware disipelskap. Dis juist die eienskappe wat Jesus hier vir die hele skare gee, en wat hy sê, maar dit is hoe my disipels lyk, en dit is die voorreg wat hulle geniet, they will be blessed. Wat het ons geleer? Blessed beteken hy draai sy gesig na my toe, en dit beteken as ek gebroken is van hart, en gebroken van hart, beteken nie net ek is hartseer nie, glad nie. Inteendeel, gebroken van hart beteken my hart breek vir dit waarvoor God se hart breek. Nie ek is hartseer want die lewe is vir my te swaar nie. So as jy daai Bybelversie net die een hoe hy al gelees het, eintlik binne konteks,
beteken dit my hart breek vir dit wat God se hart breek. En ek is in rou oor my sonde en ek besef ek moet actually in 'n sekere manier moet ek voor die Here leef en ek is as ek gesondig het dan voel ek sleg daaroor want ek besef ek het nie net 'n reël gebreek nie, ek het my Vader in die hemel se hart gebreek. That's what broken hearted actually means and those are the ones who will be blessed. Want hoekom iemand wat sondig en nie omgee oor hulle sonde nie, wat nie worry oor hoe hulle leef nie, wat genade gebruik om dit toe te smeer en as verskoning, dis nie wat God ons geroep het om te wees nie. So as jy nou die hele salig spreek en kyk, as jy kyk na die Beatitudes, dan is dit actually wat Jesus sê, dit is hoe my disippels moet lyk. En as my disippels so lyk, geseënd sal hulle wees, want dis wat ek van hulle verwag, dis wat ek vir hulle gaan moontlik maak, om actually te kan doen en te kan leef. En dan draai na die disippels toe en hy sê vir hulle, sien, dis hoe 'n disipel moet lyk, kan jy gekenmerk word aan dit, want jy is veronderstel om sout te wees. Hulle moet nog my disippels word, julle is reeds my disippels, kan jy gekenmerk word daaraan. So dis die konteks, so met ander woorde, as ek en jy sê, maar alles hoe 'n disipel moet wees, behoort anders te wees as die norm, dit moet anders te wees as wat ons aan gewoond is, en ons sien dit in die saligsprekende, dan sien ons, sout is iets wat ek moet wees. Straightforward, soos wat Matteus gesê het, julle moet die sout wees, julle is die sout, so dis iets wat ek moet wees, en dis die deel waarop ons gaan fokus in die reeks. Maar dan het ons in Markus gesien, dat sout ook iets is wat ek moet hê, want onthou, hy het gesê, julle moet sout in julle hê, en julle moet in vrede met mekaar leef. Hy het nie gesê, julle moet sout wees en in vrede met mekaar leef nie. Hy het gesê, julle moet sout in julle hê, en dit, as jy vergeet het, kom uit die soutverbond uit. Ons het met die soutverbond daarby stilgestaan, want dit was presies waar die soutverbond ingekom het in Augustus maand met Levitikus 13, waar God vir hulle gesê het, jou verbintenis aan die Here is 'n geestelike sout wat jou van afvalligheid bewaar. Wat hy gesê het, met ander woorde, ek moet 'n verbintenis hê tot God, ek moet verhouding hê tot God, ek moet toewyding hê tot God, want dit gaan my bewaar daarteen om van die pad af te val. Dit gaan my bewaar daarteen om my rug op God te draai, as ek verhouding met hom het en toewyding het tot hom. En wat ons toe gesê het met die soutverbond, is dat maak seker jou verbintenis aan die Here is waar dit veronderstel is om te wees. Maak seker jou sout in terme van dit het nie soutloos geword nie. Maak seker jou liefde vir God en jou toewyding aan hom is nie net lippetaal nie. Maak seker jy loof hom nie net met jou mond, maar jou hart is eintlik ver weg van hom af nie. Dit het hy hoeveel keer vir die fariseërs gesê. Hy het oor en oor gesê, as jy met my mond my vereer, maar jou hart is nie by my nie, met ander woorde wat, die sout is nie daar nie, die toewyding is nie daar nie, die verhouding is nie daar nie, dan doen jy dit te vergeefs. Dis niks werd nie, jy kan dit op die ashoop gaan gooi. So ons sien sout is iets wat ek moet wees, en sout is iets wat ek moet hê. En ons sien dat dan alles in my lewe, wat ook al ek doen, as ek sê ek leef vir God, en ek sê maar die manier hoe ek leef moet vir hom eer bring, dit beteken niks as daar nie daai toewyding is nie, want dan is dit net soos klinkende simbole, want daar is geen liefde nie, daar is geen toewyding nie, daar is geen verhouding nie, en ek is dan net soos die fariseërs, dis dan blote godsdiens, juist die ding wat Jesus ook gekom het om ons van vry te maak, religiousness, nee, werke wat vir my redding bewerkstellig. Dis nie wat God in gedagte gehad het nie. En as jy die sout het in jou, die toewyding, dan gaan jy altyd weet, there's a difference between religion and relationship. Maar die oomblik wat daai sout wegraak, dan blur daai lyntjies weer en ergens te vergeet jy van dit. So ek moet sout wees, maar ek moet sout hê, en as ek en jy dan daarna kyk, dan besef ek en jy dat ons nie ware sout kan wees, tensy ons nie waarlik sout het nie. Hulle werk saam met mekaar. As ek nie toewyding het nie, as ek nie die verbondsding verstaan, en ek verstaan nie hierdie verhouding, en ek het nie hierdie toewyding aan die Here nie, ek het nie hierdie intieme kennis van hom nie, want dit is net blote gewoontes en godsdienstigheid wat ek doen, as ek nie sout in my het nie, gaan ek nie in die wêreld sout kan wees, wat 'n verskil vir hom maak nie. Want mense sien deur dit, né? O, julle Christene, mense sien deur dit. So ek moet sout hê om sout te kan wees, en leeu oppervlakkige godsdiens het nog nooit enigiemand verander nie. Nee? Dit het nog nooit transformasie gebring nie, dis daai verhouding, dis daai intieme ken, wat verandering bring in my en jou lewe en in die mense om ons se lewens. Dis verhouding wat dit bring. So we need salt in order to be salt, en dan as ons na Lukas se verwysing kyk, dan sien ons eenvoudig die verwysing na sout. Hy sê nie, julle moet sout wees of julle moet sout hê nie, hy sê net as sout sy smaak verloor het, help dit vir niks nie.
So dan is dit so 'n bietjie moeilik wat ons weer in die konteks in moet klim, want hy is ook net so hier in die random in die middel van 'n klomp ander goed. So ons kyk na die konteks en dan sien ons in Lukas 14 begin die konteks by vers 1 waar Jesus 'n man op die Sabbatsdag in die teenwoordigheid van die skrifgeleerdes en die fariseërs genees. Wat hy actually na hulle toe gaan en hy sê, wat sê julle, mag ek iemand genees op die Sabbatdag of nie? Want op die Sabbatsdag mag hulle nie eers skoene aangetrek het nie, want dit is dan gesien as toilsome work. En hier kom Jesus en hy vra vir die fariseërs, mag ek iemand genees op die Sabbat? En hulle antwoord hom, hulle kyk net vir hom en Jesus gaan voort en hy genees die man. So Lukas 14 begin met Jesus wat die man op die Sabbatsdag genees. Dan gaan dit oor en hy vertel die gelykenis ten opsigte van die ereplek by 'n bruilofsfees en waar hy spesifiek na een van die skrifgeleerdes se huis toe genooi is en wat hy sê, ja, as iemand van aansien jou nooi, dan gaan sit jy mos altyd daar in die bopunt want jy wil mos die belangrikste en die naaste aan die eregas wees. So jy gaan sit altyd daar naby aan hulle. Maar nee, as jy in my koninkryk is, dan moet jy nie daar jouself verhoog en gaan sê, o, maar ek ken hierdie een en ek ken daai ene nie. Jy moet eintlik die minste wees en op die verste punt gaan sit, want hoekom? As jy by hierdie feesmaal inkom en jy het vir jouself toegeëien dat jy daar by die toppunt by die eregas gaan sit en later kom iemand wat belangriker as jy aan en al die stoele is vol en daai persoon sê vir jou, o, ag, ekskuus Christie, staan gou op want Sam het gekom en dis eintlik haar sitplek hierdie. Dan gaan jy voor die hele feesmaal gaan jy in die verleentheid gestel word. Toe sê hulle, maar hoe wonderlik, sê Jesus, as jy deur op die punt sit, en as almal in is, dan kom hulle en hulle sê, o nee Christie, wag, die ereplek is daar vir jou voorberei, gaan sit 'n bietjie nader. Toe sê hy so, jy moet nie jouself verhoog nie, jy is nie veronderstel om die belangrikste te wil wees nie, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wie homself verneder, sal verhoog word, sê Jesus. En dan saam met dit spreek hy hulle aan in vers 12 tot 14, en hy sê, wanneer jy ligte ete of 'n groot maaltyd gee, moenie jou vriende of broers of familie of ryk bure nooi, met die doel dat hulle jou weer op hulle beurt moet nooi nie, en jy dan so daarvoor vergoed word nie. Nee, wanneer jy 'n feesmaal aanbied, nooi die armes, nooi die krepeles, nooi die verlamdes en die blindes, dan sal jy gelukkig wees, want hulle het niks om jou mee te vergoed nie. Waaroor praat jy? Jy praat oor die intensie van die hart. Want as ek net my ryk vriende nooi, want ek weet dan volgende week nooi hulle my weer, so dan sit alright, want ek het nou R500 op hierdie ete spandeer, net dink nou aan die maaltyd met danksegging. Ok, ek het nou R500 spandeer om vir hierdie gesin kos te gee, maar ek gaan nou vir daai gesin gee, want dan weet ek, hulle gaan dalk vir my ook R500 gee, dan het ek niks verloor nie, nee? Versus, ek gaan gee vir iemand kos wat nie vir my kos kan gee nie, en ek gee nie om of ek nie iets gaan terugkry nie, want ek worry nie oor iets terug, en hy praat oor die intensie van die hart. Do you just want to get something out of it, or do you really want to do his work? Do you really want to be hospitable? Wil jy sy hart van gasvryheid hê? So dis deel van die konteks, en dan direk daarna, so hy het nou hier reeds die man op die Sabbat genees, wat hy eintlik nie mag gedoen het, volgens die wette van die dag nie, en die wette van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie. Hier kom genees hy die man op die Sabbat, hier sê hy vir hulle, daar is 'n bruilofsfees, jy moet nie die belangrikste wees nie, jy moet jouself verminder, dan sê hy, nooi die armes, want jy moet nie iets doen om voor vergoed te word nie, dan gaan hy direk daarna oor en dan sê hy, daar is die gelykenis van die groot feesmaal in verse 15 tot 24, waar almal verskonings het, hoekom hulle nie na die feesmaal toe kan kom nie. Gaan doen jouself 'n guns en gaan lees so 'n bietjie Lukas. Dan gaan dit daaroor wat hy sê, maar ek het die uitnodigings uitgestuur, en hierdie het 'n nuwe huis gekoop, en daai een moes iemand hy moes actually sy osse, hy het nuwe osse gekoop, en hy moet dit gaan uittoets, hierdie een is pas getroud, hy moet vir hom huis gaan opsit, en almal was te besig gewees vir die feesmaal, en toe sê hy, okay, wel dan gaan gee ons dit vir almal wat nie te besig is nie, want daar is hierdie mense duidelik iets belangrikers om hulle self mee besig te hou, om na die feesmaal toe te gaan. Dan kom ons in verse 25 tot 23 en hy praat oor die eise van disippelskap waarin hy sê, you have to count the cost of following me. Waarin hy sê, jy moet dit op die weegskaal gaan plaas. En wat hy so ver gaan, wat hy in vers 26 sê, as iemand na my toe kom en hy het my nie lief bo sy vader en sy moeder en sy vrou en sy kinders en sy broers en sy susters nie, selfs sy eie lewe nie, dan kan hy nie my disipel wees nie. Dis waarmee daardie hoofstuk dan afsluit, Lukas 14. So ons sien binne dit en net hier random in die middel, wees sout. Hoe nou? Kom ons gooi hom net daarin net vir in case julle vergeet het, kom ons sit net so random remindertjie daarin.
En dis hoekom konteks belangrik is, want dan sien ons het gesien dat in Matteus het dit gepraat oor wees sout, en in Markus het dit gepraat oor hê sout, en nou kom Lukas en is amper half 'n kombinasie van die twee. Want in Lukas is daar Jesus wat anders is as die norm. In Lukas is daar waar Jesus sê, ja, julle almal gaan hierdie mense noem, maar nee, jy moet anders wees, en saam met dit eindig hy wat hy sê, but you have to leave everything and you have to follow me, so ons sien die toewyding wat die in is. So ons sien dat Lukas se vertaling van hierdie ding is actually die een wat vir ons wys weer eens bevestigings in en 'n wees, en die kern daarvan, die sout wees, gaan maak dat ek anders as die wêreld leef. Ek gaan nie doen wat die fariseërs gedoen het nie, ek gaan die minste wees, ek gaan die armes nooi, en die sout hê is wat gaan maak dat ek nie verskonings het wanneer hy my roep om iets te doen nie, wanneer hy my uitnooi om iets te doen nie. Ek gaan nie sê, o nee, maar ek moet eers gou my huis in orde kry, of okay nee, ek moet gou eers, ek het nou die nuwe kar gekry, ek moet hom eers gaan uittoets voordat ek kan hierdie doen, of okay nee, maar o nee, ek is moeg, of o nee, ek is besig, of o nee, ek is hierdie, of o nee, ek is daar, of o nee, nee, daai verskonings wat ons so maklik maak, en terselfdertyd as ek daardie sout in my het, dan gaan ek nie vir my 'n krisis wees om liewer te wees vir hom, as vir my eie lewe nie. Maar as ek nie sout in my het nie, dan gaan ek sukkel met daai aspek. So sout wees en sout hê. And in having salt, I'm actually being salt. In having salt, I can become salt, but in having salt, I'm actually also being salt. Want hoekom? Deel van my toewyding is outomaties andersheid. So ek hoef nie eers te veel gedagte daaraan sit nie. Ek hoef nie eers uit te figure hoe pas die twee in mekaar in nie, want as ek dit het, gaan ek dit outomaties wees, en as ek dit is, dan gaan ek dit outomaties meer kry. Maak dit vir jou sin wat ek sê? En ek wil vir jou sê, hoekom ek dit sê, want op die ou einde van die dag, en as ons daarna kyk, is daar soveel mense wat eis dat hulle kinders van God is, maar nie in een van die twee aspekte sien jy dit nie. Nie in die wees of in die hê nie. So selfs onder die kinders van God, hulle wat sê hulle is kinders van God, you will see them because they will be different. There will be something different with their relationship with God. Maar as ons nou hierdie 3 skrifgedeeltes kyk, dan sien ons dat al 3, of dit nou die wees is, en of dit nou die hê is, en of dit nou die kombinasie van die 2 is, al 3 praat oor sout wat sy smaak verloor het. Met ander woorde, iets kan verlore gaan. Met ander woorde, ek kan dit hê en ek kan dit verloor. Dis nie 'n given dat as ek dit het of as ek dit is, dat dit vir altyd so gaan wees nie. I can lose it if I do not take heed. Met ander woorde, ek moet waak om nie my toewyding te verloor nie. Ek moet waak om nie my verhouding met God te verloor nie. Ek moet waak om nie my rug op hom te draai nie. Maar ek moet ook waak om nie my sedepaatnis te verloor nie. Want ek kan beide verloor. Ek kan my verhouding met God verloor en ek kan my andersheid verloor as ek nie daarteen waak nie. En die interessante ding of die ontnigterende ding eerder is dat die skrifverwysings nie net almal sê dat sout sy smaak kan verloor nie, maar dat jy dit dan ook nie weer sout kan maak nie. Jy moet dit weggooi, jy moet dit op die ashoop gooi. Matteus het gesê dat sout wat sy smaak verloor het vir niks meer deeg nie. Jy gooi dit en mense trap op dit en Lukas vat dit verder en hy sê dit is nie eers geskik vir die grond of die mishoop nie. So Matteus sê ten minste, maar jy kan dit buite gaan uitgooi. En dan kom Lukas en hy sê, maar dit is nie eers goed daarvoor om dit daar buite uit te gooi nie. En dit behoort vir my en jou actually, hier binne in ons behoort dit daar 'n ding wakker te maak van, is ek actually waar ek veronderstel is om te wees? Did I somewhere lose track? Het ek ergens iets van hierdie goed verloor? Want dit gebeur so maklik, ons kom dit nie agter nie, veral in vandag se gejaagde goed. En natuurlik maak dit die vraag oop, hoe kan sout sy smaak verloor? Natuurlik vra dit vir ons, maar dit is dan 'n preserveermiddel, so as dit ander goed preserveer, hoe verloor dit sy eie eienskappe? Natuurlik kan ek nie sê wat het die grond, wat het die ashoop daarmee te doen, maar daarbey gaan ek nie stil staan nie, want ons sal later by die reeks daarbey stil staan, want ons moet eers besef wat dit is wat ons kan verloor, voordat ons heed teen dit om dit te verloor. En dan so ek julle hopeloos te lankie gehou het vandag, dan sê julle baie moeg gewees het. So ek probeer julle net 'n bietjie lankie te hou, en nie baie lank nie, nee, ek probeer. Maar ons gaan aan die einde van die tyd gaan ons kyk na hoe verloor ek sout? Hoe maak ek seker of hoe verloor ek my smaak? Hoe maak ek seker ek verloor dit nie? Hoe maak ek seker dat ek nie op die ashoop eindig nie? En dat ons seker maak ons verstaan eers hierdie sout. So wat was sout in die Bybel?
In die eerste plek, sout was 'n baie waardevolle kommoditeit gewees. Dit was van uiterste belang vir die mense en dit was actually gesien as a great sacrifice to make. Dit was deel van offers wat mense kon gebring het. So net soveel soos wat hulle bokkies en skapies en duwe en wat ook al gebring het, sien ons dat deel van die offerstelsel was om sout te bring en dat die offers met sout gepaard moet gaan. So dit sal nie deel van die offerstelsel wees if it's not something that has worth and wat actually aan jou voel as jy dit opoffer nie. So sout was iets wat waardevol was. Dit was iets wat van noodsaaklikheid was in die lewe spesifiek in die antieke kulture, wat 'n geurmiddel aanbetref, wat 'n preserveringsmiddel aanbetref, ontsmetting, seremoniële aanbieding, selfs 'n uitruil eenheid. So volgende keer as jy het geld uit hardloop, bied vir iemand sout aan en vra vir hulle vir 'n brood. Ons kyk of hulle bereid is om die antieke uitruil eenheid te aanvaar. Moenie sê ek het jou gestuur as dit nie werk nie. Okay. Ek gaan nie die skuld daarvoor vat nie. Maar ons sien hierdie uitruil eenheid in die feit dat die antieke Romeinse soldate actually in sout betaal is. Jy weet die gesegde wat sê you're worth your salt, net jy dit al gehoor, jy is jou sout werd, dit kom van daar af, want die Romeinse soldate is in sout betaal en dit was actually afgeweeg gewees. Dit was 'n salarium genoem, so naby aan salaris, en dit kom van die Latynse woord sal af, wat sout beteken. Want sout is gebruik as 'n salarium om die Romeinse soldate te betaal. En dan soos wat ek en jy vandag salaris ken, daai woord salary, salaris, kom ook van dieselfde Latynse woorde af, want hulle is betaal daarmee. So as die Romeinse legioniste nie wou gehad het dat hulle bevelvoerders moet dink dat hulle nie hulle sout werd is nie, dan moes hulle harder gewerk het daarvoor, sodat hulle werkgewers kon sien, maar die ou is sy sout werd, ek gaan vir hom sy betaling gee wat hy actually verdien. Dan sien ons dat sout ook so alledaags is, dat die meeste van ons daarmee te doen het sonder dat ons dit agterkom. Die meeste van ons besef nie eers buiten vir die hele see wat vol sout is, as jy ietsiekie met leer in jou huis het, hulle gebruik sout om leer te bewerk. So as jy kos maak, dan is daar sout en meeste van jou medikasie het sout in. Meeste van die goed, of jy pottebakkery het, as jy so potjie het, dan is daar sout in die potjie. Daar's oralste selfs as ek en jy sweet, dan is daar sout in ons sweet. So letterlik is dit so alledaags, jy kry dit so oralste, dat die helfte van ons nie eers agslaan op, dat ergens along the line, it was actually this precious commodity en hulle het dit gebruik vir 'n salaris nie, want dit is so alledaags. En as ons nou na die simboliek van die sout kyk, het die meeste van ons al die algemene verduidelikings gehoor, dat ons die wêreld beter moet laat proe, ons moet smaak bring vir die wêreld, ons moet keer dat die wêreld verrot. Maar Jesus het gepraat van sout in verhouding tot die aarde, nie sout vir kos nie. So daar's 'n verskil, want hy sê hulle is die sout vir die aarde, nie hulle is die sout vir die voedsel nie. Hy sê hulle is die sout vir die aarde. En as ons dit in ag neem, dan gee dit vir ons 'n anderste perspektief, 'n breër perspektief. Want dit het te doen gehad, as jy gekyk het na sout in die aarde, het dit te doen gehad met mense wat actually aarde gaan sout het, nadat hulle vyande oorwin het, en hulle actually hulle vyande wou vervloek het. Dan het hulle sout op die vyand se aarde gaan gooi. So dit is actually deel van die aarde aspek van sout. En as ons verder kyk, dan sien ons dat deel van hierdie op die aarde uitgooi van die sout, en ons gaan nou daarby stil staan, is dit aan die een kant, te veel sout maak dood, dis hoekom hulle die sout gegooi het, maar die regte hoeveelheid sout doen iets positiefs, en dis waar ons onderskeiding weer inkom, dis waar ons afhanklikheid van Heilige Gees inkom, om nie net voor te voeter op ons eie nie. Soos ons kyk, dan sien ons daar's 4 hooffunksies wat relevant is. Die eerste een, flavor, kosgeur, die een wat meeste van ons al gehoor het. Die tweede een, om goed te preserveer, want jy moet onthou, daar was nie yskaste gewees in die antieke Israel en antieke Romeinse tyd nie. So hulle het sout gebruik om hulle vleis en hulle kosse te preserveer, en dan natuurlik om te vernietig, ons gaan daarby stil staan, en dan vir bemesting of vir fertilization, wat jy dan nou die Engelse woord gebruik. So een skrywer sê tereg dat volgelinge van Jesus so sout is. Ons is doodgewoon, ons is oral, van ons loop rond en mense weet dit nie eers nie, soos die sout wat in jou medisyne is, of die sout wat in die potjie of die lere aansak is. Ons loop oralste rond, ons is doodgewoon, ons is by feitelik alles betrokke, want enige plek waar jy gaan, behoort daar ten minste een Christen te wees wat saam met jou werk, of dalk is jy dan daai een Christen, maar ons is oralste vind, maar ons het ook 'n verskeidenheid rolle wat ons moet speel, net soos wat sout 'n verskeidenheid rolle het om te speel. So die eerste 2 gaan ek vinnig by stil staan. Nommer 1, om geur te bring, flavoring, dis ons obvious een, sout laat kos beter proe, of het nou smaak gee aan iets wat nie smaak gehad het nie, chips, mieliepap, rys,
pasta. Het jy al ooit jy maak mieliepap en jy gaan suiker ingooi, maar jy moet eers sout ingooi. Nee? En het jy al ooit pasta, gewoonlik kry ek dit nie reg nie. Ek gooi nooit genoeg sout in nie. En dan gewoonlik dan sal hy die hap vat en dan sal hy sê, jy ooit sout in hierdie kos? En dan is ja, ek het, want ek is bang ek gooi te veel en dan proe dit ook nie lekker nie. So daai mieliepap, rys, al daai goede wat jy die sout voor moet ingooi en nie die sout bo opgooi nie, dan kry jy dit reg nie. Maar ons almal ken dit, jy het sout nodig om daai goed beter te laat proe. Of dan kry jy iets wat daar is smaak in die kos, dis nie soos die rys of die pap wat nou niks proe nie, en jy gooi die sout op en dit enhance die flavor, nee, dit laat dit uitkom, dit laat dit lekkerder proe, dit maak dit meer smaaklik. Of dan kom jy en dan kry jy heeltemal 'n kontras met 'n ander smaak soos salted caramel. Nee, want jy eintlik dink, maar die twee goed moet nou nie so lekker saam wees nie, maar jessie, dis lekker as jy dit saam sit. So ons sien sout bring smaak, en dit is dus ons eerste algemeenste verduideliking ten opsigte van die sout wees, is ons as disippels van Jesus moet die wêreld dien, deur die hele wêreld heen te versprei en dit te gaan verbeter. Bringing out the God flavor, soos wat die een vertaling gesê het. Ons moet goddelike smaak gee aan die dinge wat smaakloos is. Ons moet seëninge en die geur van God bring in iets wat inherent goed is, maar wat uitgetrek moet word, dan moet ons dit uittrek. Daar moet 'n kontras wees, so salted caramel, wat as ons ergens kom, dan sê hulle, ouma, hier is heeltemal iets anders, jy bring 'n kontras, jy bring 'n verskeidenheid, jy bring 'n verandering, daar's 'n definitiewe onderskeid tussen hierdie ding. Dan kom dit by preservering. Weereens, soos ek gesê het, hulle het nie yskaste gehad nie, so hoe anders hou jy jou kos? Hoe hou jy dit vars? Hoe hou jy dit veilig om te eet? Ek's baie dankbaar ek het nie in daai tye geleef nie, want ek kan nie dink die stukkie vleis lê al 'n week en al wat hy op het is sout. Ek weet, daarom maar nie. En ek dink dit was warmer in die woestyn as wat dit by ons word in Desember. Ek weet dan nie. Ek dink ons sou dan teruggegaan het na vegetariërs toe soos in Genesis 1. Want dit kan ten minste nie vrot word nie, nee. So, maar dit was gewees om dit te preserveer, vleis of vis. Vleis kan ek dalk nog dink, nee, biltong, maar vis. Nee. Wat is vis met sout op? Bekoms. Nee, dis okay, dankie. Ek sal hom gaar maak en dan sout bygooi en hom dan eet. Nee. So ek is baie dankbaar ek leef in 2024 en nie in 2000 voor Christus. Ek dink ek sou oorleef het nie. Maar in elk geval. Okay, so dit verleng die eetbaarheid. Dit was ook een van die redes hoekom dit so waardevol was, want as iemand nie sout het nie, kan hy nie sy kos preserveer nie, so you need it. So disippels van Jesus in hierdie opsig moet na die wêreld toe gaan om dit van vervalling te weerhou. We need to preserve God in the world. Ons moet dit, dis hoekom as iemand sê, hoekom vier jy nie Halloween nie? Jy moet nie bang wees vir die donker nie. Ek is nie bang vir die duisternis. Ek weet Jesus het dit oorwin, maar ek preserveer die goddelikheid in my hart en ek preserveer die goddelikheid in my familie en ek preserveer die goddelikheid, die bietjie goddelikheid wat daar in my dorp is, deur nie daaraan deel te neem nie. Ek beskerm my mense, dit niks met ek is bang daarvoor te doen nie, want ek is nie bang daarvoor nie, want Jesus het dit reeds oorwin. So ek moet uitgaan en ek moet dit gaan bewaar, ek moet met sy goddelikheid moet ek gaan bewaar, ek moet voorkom dat die prentjie van Jesus verwronge word, dat dit verwoes word, dat dit afgekraak word, ek moet dit gaan beskerm, en dit gee nie, ek moet nie net smaak gee nie, ek moet preserveer ook, dit moet my hart beskerm, ek moet uitpraat teen dit wat verderf of verwoes, so ek moet sê, ek staan nie vir hierdie ding nie, of ek stem nie saam met dit nie, want die oomblik wat ek, 'n stil mond is 'n mond wat saamstem, nee, dis ook 'n keuse. Soos ek sien iets is verkeerd en ek bly stil, dan is ek eintlik besig om met goed te praat, verstaan? So ek kan nie net stil bly nie, want anders te bewaar ek nie, ek preserveer nie die goddelikheid nie, so we need to speak up against this. En dit sluit dan aan by die volgende een, nommer 3, wat vernietiging is. En eintlik is dit interessant dat as ek en jy regtig nou deur die Bybel gaan lees, is daar meer verwysings in die skrif na sout wat vir oordeel gebruik word of vernietiging gebruik word as enige van die ander goed waarby ons stil staan. Dit gaan oor vernietiging, dit gaan oor oordeel. As jy gaan kyk, Lot se vrou het in 'n soutpilaar verander nadat sy omgedraai het en teruggekyk het. En Jesus het in Lukas, later in Lukas het hy terugverwys daarna, ook wat hy gesê het, jy moet my volg sonder om terug te kyk. En as jy terugkyk, onthou wat het met Lot se vrou gebeur. En hy verwys spesifiek daarna wanneer hy oor die dag van sy tweede koms praat. Dan sien ons in Deuteronomium waarsku Moses die Israeliete dat as hulle verbond met God verbreek, dan sal hulle land verskroei word met swaal en sout.
Ouch, ek staan in verbond, so nice, blessings, perks, privileges, maar hier is die waarskuwing as jy die verbond verbreek. Nee, ons hou nie altyd daarna om na die ander kant van die muntstuk te kyk nie, maar ons sien weer eens, dit kom met oordeel. Toe Gideon se seun Abimelech probeer het om homself as koning aan te stel, en die manne van Sichem teen hom in opstand gekom het, toe het hy reageer deur die stad te vernietig, deur sout oor die hele stad te gaan gooi. Dit kan jy gaan lees in die boek van Rigters, wat hy het actually, toe hulle in opstand gekom het, het hy hulle vervloek, en hy die stad gaan vernietig, nie skiet en te kere gaan nie, hy het sout gaan gooi, om hulle te gaan vernietig. En in Psalm 107 staan daar, dat God 'n vrugbare land in brak grond, of in die Engelse vertaling, salty waste sal verander, vanweë die boosheid van sy inwoners. So ons sien meer skrifverwysing in terme van oordeel, ons sien meer skrifverwysing in terme van iets wat vernietig word, wanneer sout op die prentjie kom, as wat ons smaak en preservering sien, gaan dit oor vernietiging. Soos ek en jy daarna dink in terme van dit en hoe dit gebruik is om oordeel en boosheid uit te spreek, dan moet ons besef dat ek en jy dieselfde doel het. Ons moet gaan en ons moet vernietig dit wat nie van God afkom nie. Ons moet gaan en ons moet gaan vernietig dit wat boos is. Ons moet gaan en ons moet al die werke van die vyand met ons vernietig. God gebruik ons en hy stuur ons in die wêreld in om boosheid te oordeel. Daar is skrif en dis een van die goed waarby ons gaan stil staan. Want dis die eerste ding as ek en jy sê, okay, maar ons moet nou praat oor wat verkeerd is, of ons moet nou die sout wees, we have to destroy the works of the enemy, dan sal die mense sê, maar Jesus het nie geoordeel nie, so wie is jy om te oordeel? Nee, gaan lees jou Bybel, daar is meer as een skrif wat vir Christene sê om te oordeel. Ons verstaan net nie wat beteken oordeel nie. So dis deel van een van die aspekte van sout wees, waarby ons eventually gaan stil staan, is dat ons moet actually 'n oordeel vel oor boosheid en goddeloosheid. Enige iets wat wel is, of hebsig, of moord, of onreg, waar dit wortel skiet, we have to go and kill it. Dis deel van sout se aspek, en soveel te meer in terme van sout van die aarde. Want dis die verwysing waarna gebruik word. Ons kan nie net gaan en nie. We have to destroy things. There's spiritual warfare that has to happen. Our warfare is not against flesh and blood. Ons moet daai goed leef, ons moet dit besef. Ons moet in dit inklim. Die einste bestaan van die kerk, ouens wat die evangelie verkondig en uitleef, verkondig oordeel teen die vyande van God. Dis letterlik wat die evangelie van God is. Paulus noem dit in Filippense, dis as ons die evangelie verkondig, dan is dit 'n duidelike teken van hulle wat nie Jesus volg nie se ondergang. Ons is letterlik veronderstel om dit te doen, dis wat ons geroep is om te doen. En miskien is dit hoekom Jesus dan gesê het, ons is die sout van die aarde, ook direk nadat hy die vervolging beskryf het op een plek. Waar hy gesê het, julle gaan vervolging deurgaan, maar julle moet besef, julle moet opstaan teen hierdie goed, julle kan nie net sit en stil wees en compromise en dit toelaat om aan te gaan soos wat dit aangaan nie. You need to step up. Maar die hartseer waarheid, een skrywer sê, frequently the church has failed to live this way and has rather been an accelerator of worldly evil rather than a break. So waar die kerk van Christus veronderstel is om 'n kniel te wees vir die boosheid, is daar hoeveel kerke in hierdie wêreld wat dit accelerate, hulle dra by daartoe, hulle is ook betrokke by boosheid en hulle maak dit net beter, sorry, nou is julle wakker. Hulle maak dit erger en hulle intensify dit. En ons moet onsself gaan vra, Here, dra ek by tot boosheid, of is ek teen hierdie boosheid en wat ek doen? Al Jesus se woorde van oordeel was gerig op sy eie mense, meer as op actually van die mense wat hom nie ken nie. Hoeveel keer het hy oor Israel wat sy uitverkore volk was oordeel uitgespreek? En dit behoort vir my en jou te wys dat ons moet sorg dat ons in hierdie verbond bly. Ons moet sorg dat ons sout is. Ons kan nie daai aspek verloor nie, want meer as een keer sê God vir ons, kom reg, kom reg, kom reg, kom reg. Want jy verteenwoordig my nie soos wat jy veronderstel is om my te verteenwoordig nie. En ek en jy moet besef, want nou kan jy maklik gaan en sê, maar Benita het gesê ons moet oordeel en nou gaan sê ons net vir almal wat hulle verkeerd doen. Dis wat ek gesê het nie. Aan die ander kant van die muntstuk moet jy ook bereid wees om deur daai oordeel te loop. You also need accountability. I need accountability. Ek moet ook aangespreek word as ek iets verkeerd doen. Al staan ek in hierdie posisie. Almal van ons het aanspreeklikheid nodig. En dis deel van sout wees, conviction, nederigheid om te sê, ek submit, Here, kom wys vir my waar is dit nie reg nie, sodat ek dit kan uitsorteer. So sout se werk is vernietiging. En ek wil hê as ons deur die reeks gaan, moet jy dink aan geesmaak en jy moet dink aan preserveer, maar dink aan vernietiging. Hoe vernietig ons die koninkryk van duisternis of versterk ons die koninkryk? Dan kom ons by bemessing en is die laaste ene en dit sluit eintlik aan by wat ons vanoggend gesê het en by wat laasweek gebeur het.
Baie antieke beskawings het sout as kunsmis gebruik. En afhangende van die toestande wat dit was, het dit actually die aarde gehelp om water te behou. Landerye was makliker geweest om te ploeg, omdat dit dan die water gehou het, was dit sagter, so dit was makliker om die landerye te ploeg. Dit het minerale vir die plante vrygestel, dit maak onkruid dood, want dit vernietig mos nou goed. Dit beskerm die gewasse teen siektes, dit stimuleer groei, dit vermeerder die opbrengste, so hulle het dit gebruik in hulle kunsmis. En die rede hoekom dit saak maak, is omdat Jesus gesê het, wees die sout van die aarde. En as ons sien, maar die aarde is actually hier in boerdery gebruik, en die sout is gebruik in bemesting, en die sout is gebruik om sekere goed te laat groei en lewe te bring, dan beteken dit vir my en jou, dat nie net het mense sout nodig gehad om te oorleef nie, maar die plante het ook sout nodig gehad om te leef, want anders hulle nie sout in die aarde ingegooi het nie, en dis een van die belangrike aspekte daarvan. So met ander woorde, disippels van Jesus, volgelinge van Jesus, is soos bemestingsstowwe. Ons is soos veronderstel om soos kunsmis te wees. En ek weet, dit is nou nie so lekker gevoel soos salted caramel nie, maar ons is veronderstel om in die aarde ingeploeg te word, om wat te doen? Om actually groei en lewe voor te bring. Om actually al daardie plante, dit wat daar waar Jesus sê, maar een kom en hy saai 'n plantjie, en een kom en hy gooi water, en een kom hierdie. Ons is almal veronderstel om sout te wees wat derentyd sorg dat daai plant die voeding kry wat nodig is om gekry te word. En dat die plant actually kan floreer. So met ander woorde, ek en jy is bedoel om op moeilike plekke te wees. Ek en jy is bedoel om op plekke te wees waar die omstandighede uitdagend is. Ek en jy is bedoel om op plekke te wees waar dit voel asof alles dood is. Ons is veronderstel om op baie plekke te wees waar dit nie lekker is nie. Want as daar klaar lewe is, hoekom is sout nodig? Ja, om dit te onderhou en te preserveer, maar soveel te meer waar daar geen lewe is, moet nuwe lewe gebring word. En hoe gaan nuwe lewe gebring word as die sout nooit daar kom nie? So ek en jy moet besef dat ek en jy partykeer in plekke gestuur word om die grond te verryk, om onkruid te gaan doodmaak, om dit teen siektes te beskerm, sodat dit kan groei, sodat dit kan floreer, en ons moet juis op onverwagte plekke sorg dat daar lewe en die lewe van Christus voortspruit. Dis deel van ons verantwoordelikheid. Onvrugbare land moet vrugbare land word as daar sout opgooi. En die interessante ding is dat salaris en sout nie die enigste woorde is wat van daai woordjie sal afkom nie. Die woord redding of in Engels salvation kom ook van dit af. Dis presies dieselfde stamwoord. So met ander woorde, soms voel die plekke waar Christus ons stuur of daai omstandighede waar binne ons onsself bevind, soos mis. Nee? Dit voel donker en dit voel stink. En dit voel te naby, en dit voel ongemaklik, en dit sit nie lekker aan ons nie, en ons hou nie daarvan nie, dis onaangenaam, dit vrot. En dit is gewoonlik die laaste plek, of die laaste mens, die laaste situasie, met wie jy gekonfronteer wil word. Nee? If you could choose any other place, it would not be this place, where you are now. Maar dan stuur Jesus vir jou daarin, juis omdat jy die lewe moet bring, juis omdat jy groei moet stimuliseer, en ek en jy dan, ons kan soos Jona, onder andere, kan ek en jy in die versoeking kom om eerder dan die swaar kry, en die ongemak, en die awkwardness, en die stink te wil weerstaan, en ons eie paadjie te wil volg, of ons kan dan sê, okay, I have salt-like characteristics, ek wil nie eintlik hier wees nie, ek weet nie hoe ek hierdie gaan doen nie, maar ek weet Heilige Gees is in my, so I'm gonna do it anyway, nee? Ek gaan ingaan en ek gaan actually Jesus, wat redding is, wat salvation is, I'm going to take him into this dysfunctional place and I'm going to bring it unto his order again. Ek en jy het daai wonderlike voorreg en verantwoordelikheid. So ons is veronderstel om actually nie net die wêreld van vervalling te bewaar nie net so 'n bietjie smaak te gee en 'n ligte briesie te wees as ons by die vertrek instap nie, maar ons moet groei stimuleer juis op die onvrugbaarste plekke. Jesus stimuleer, ons moet die koninkryksleefstyl aanmoedig en ons moet dit versprei en ons moet dit vergroot en dit versterk. Ons moet 'n impak op die samelewing maak. Die samelewing moet deur ons bewaar word. Ons moet 'n invloed op dit hê wat hulle ook gaan skoonmaak. Ons moet smaak gee, maar meer as enige iets moet ons sy heerlikheid met ons saamvat, want dis al wat lewe gaan bring. Nie my goeie pogingkies nie. En een skrywer sê dit so mooi: We are set apart from the world, a people called out of the world, but we are sent back into the world, not to blend in with it, but to be God's agents of redemption, calling a fallen world to repentance. Dis wat ek en jy moet doen, en dis hoekom ons sout moet wees, want dis wat sout met die dooie aarde doen. Die manier wat ons leef,
wat ons sê, doen, ondersteun, nie ondersteun nie, hoe ons reageer, hoe ons by die werksplek is, elke stukkie van ons lewe, ons is nie net gered nie, ons is geroep ook. So sien jy uit na om te leer om sout te wees, sien jy uit na hoe om in daai donker stinkplekke lewe te bring, en dit het vir my so mooi aangesluit by wat die Here besig is om te sê van, hier is ek op hierdie plek waar dit vir my so donker voel, Here, waar is U? Maar Here, U het my hier ingestuur en miskien moet my perspektief verander. Julle weet, ons sê partykeer, wat ons wil sê, moenie sê, hoekom Here, of waar is U nie, sê eerder, wat wil U hê, moet ek leer uit hierdie ding uit? Dis 'n goeie ding, maar wat van as ons sê, okay Here, wat wil U hê, moet ek hier lewe voorbring? In my situasie, in my familie se situasie, by my werksplek. As U my in hierdie donker plek ingestuur het, nie hoekom Here nie, in die sin van, rarig Here, hoekom nou alweer nie, maar Here, wat is dit wat ek hier moet laat vrug skiet en moet laat begin groei? Miskien help dit ons dan om 'n anderste perspektief te hê op ons goeders waardeur ons gaan. OK, kom ons sluit die oë en dan sluit ons af. My koning, ek besef dat eintlik as ons by sout stil staan, is daar nog so baie goed waarby ons kan stil staan, moet stil staan, wil stil staan. Here, en ons het so vinnig recap van die journey waarop U by ons was hierdie laaste jaar, en ons het so vinnig by 4 aspekte van sout stil gestaan, maar Here, ek weet dat dit baie definitief met my hart gepraat het in terme van we have to go and destroy the kingdom of darkness and we have to bring the light into the darkness. Shine your light in the darkness. Moenie 'n emmer bo dit sit nie. Laat dit skyn, bring die verandering, bring lewe, bring vernuwing. Here, U het ons hier gesit as agente van verandering, as agente van transformasie, as agente wat lewe kan bring, en Here, soveel keer besef ons dit nie, en ander kere besef ons dit, maar vir een of ander rede skram ons weg van dit af. So Here, ek wil bid dat U vir elkeen van ons in ons hart dit sal kom laat insink en sal laat kom waar word, dat ons is hier om die wêreld te kom verander vir U. Ons het 'n doel op hierdie plek. Maak nie saak hoe insignificant dit mag lyk nie. En vir ons om daardie doel uit te leef, we need to do it by the Spirit, and we need to make sure that our outward lifestyle corresponds with what happened on the inside of us. So Here, ek wil bid dat soos wat ons begin kyk na sout, dat U vir elkeen vir ons sal openbaar, myself ingesluit, waar ons nie hierdie 4 aspekte het nie, waar ons nie smaak gee nie, waar ons nie preserveer nie, waar ons nie vernietig nie, waar ons nie lewe bring nie, want dis hoekom ons hier is, Here, en ek wil bid dat U ons harte sal beskerm teen onregmatige offense, Here. En Here, dat ons nie sal kwaad raak of sal geïrriteerd raak of sommer sal sê, ag man, dis nou te veel, of ja nee, dis nou alweer iets wat ek verkeerd doen nie. Maar Here, dat U eerder deur U Gees sal kom en vir ons die nodige begrip sal gee, die nodige onderskeiding sal gee, Here, en die nodige krag sal gee om te leef en te doen en te dink soos wat U reeds vir ons bewerkstellig het. Dankie Here dat ek kan bid dat ons almal sommer as ons weer 'n stukkie sout in ons kos moet gooi, dat ons herinner sal word aan hierdie aspek van wat U vir ons gedoen het. Miskien is dit hoekom U dit gebruik het as 'n voorbeeld. Buiten vir die geestelike aspekte, omdat U geweet het dat dit in alle tye gaan mense sout nodig hê en gaan hulle ergens sout gebruik. Waar daar mense is, gaan jy sout kry. En miskien juis ook daardie algemeenheid wou U gebruik het sodat oor die eeue heen elke liewe mens op 'n daaglikse basis, selfs 'n uurlikse basis, herinner sal word aan wat hulle veronderstel is om te wees en te doen as U disippels. So ek wil bid dat U vir ons 'n opgewondenheid sal wakker maak. Ek wil bid dat U vir ons 'n teachable heart sal gee. Here, dat U vir ons 'n nederige hart sal gee. Here, en dat U vir ons 'n bereidwilligheid sal gee om te leer en te groei en dieper in die hart in te klim. Dankie vir die genade en die liefde en die grootheid en net die ongelooflike voorreg om U kinders te mag wees. Ek loof en ek prys U daarvoor in Jesus